Die gesprek tussen God en Job is so 'n insiggewende gesprek. Daar is soveel kosbare feite en verwysings, dat 'n mens werklik baie lang ure aan so 'n studie kan spandeer. Maar ek wil na vandag nog net een keer kyk na hierdie gesprek. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die volstruis, die valk en die aasvoël. Hierdie verskillende vere. Die gesprek oor die voëls is eintlik baie meer volledig, en daarom ek kan dit nie alles nou lees nie. Ek som eintlik net op in Job 39 vers 20 sien ons dat God nou al 'n hele klomp dinge oor die volstruis gedeel het met Job, en dan kom hy en dan kom Job op die einde daarvan en hy sê in vers 20: God het nie vir haar wysheid gegee nie. Sy het geen verstand nie. Nou, hierdie slotsom waartoe Job kom is nogal baie interessant. Daar is verskillende redes wat hy ook noem in die gesprek wat eintlik daar genoem word oor haar onvermoë om ordentlike nes te maak ensovoorts. Maar die wetenskaplikes het nogal 'n paar interessante dinge rondom hierdie fantastiese, pragtige, grootste voël ontdek. Onder andere sê hulle dat hulle eintlik 'n baie swak geheue het. Hulle kan nie lank onthou nie. En dit is toe te skryf skynbaar aan die feit dat hulle eintlik 'n baie klein brein het vir die grootte van hulle liggaam. Trouwens, hulle beweer dat daardie brein is maar 0,015% van die liggaamsgewig van so 'n volstruis. So, benewens al die fantastiese eienskappe van 'n volstruis, is hulle voorwaar nie baie slim nie. Maar kom ons gaan verder, van vers 29 af in hoofstuk 39, kom die gesprek meer na ander voëls toe. En ek lees vers 29 en 30. Vra God vir Job: is dit deur jou insig dat 'n valk vlieg, dat hy sy vlerke na die suide toe span? Is dit op jou bevel dat 'n aasvoël hoog opvlieg en sy nes in die hoogte gaan bou? Nou, hierdie voëls is fantastiese voëls, fantastiese deel van die skepping. In besonder die aasvoël wat hier beskryf word. Nou, die feit dat ons vertaling van die aasvoël praat, mag vir sommige van u wat ander vertalings gebruik, dalk bietjie vreemd klink, maar die feit is dat hier 'n woord gebruik word in Hebreëus, wat eintlik met verskillende beskrywings van hierdie voël vertaal kan word. En ek hou nogal van die term aasvoël, omdat ek in vers 33 lees: as daar iets doodgaan, is hy daar. Hy voer sy kleintjies met die vleis van daardie dooie dier in die veld. En dit is tog wat ons weet van die aasvoël. Hy is daar besig om aas bymekaar te maak en daarvan te leef. Maar 'n baie interessante ander aspek het die wetenskaplikes uitgevind, dat aasvoëls is die voëls wat die hoogste kan vlieg. Hoër as 'n 737 Boeing of enige ander vliegtuig waarop het dan neerkom, omdat hulle tot 11.300 meter hoog kan vlieg. Nou, as dit nie 'n mens vervul met verwondering nie, dan weet ek nie. Nou, daar word op ander vertalings verwys na hierdie voël as byvoorbeeld 'n adelaar of 'n arend of in Engels selfs 'n eagle. En dit is seker ook goed, maar ek hou nogal van die gedagte dat dit 'n aasvoël is. En dat ons eintlik 'n groter waardering moet hê vir hierdie voël. 'n Aasvoël. En dan die valk en arend en al die ander diere
al die ander voëls. Kom ons waardeer, God het hulle gemaak. God het hulle daar gestel vir ons, om te geniet en te waardeer, en insig te kry, in wie God eintlik is. As 'n skepper, hierdie voëls het hy gemaak, hy het aan hulle hierdie vermoë gegee, nie Job nie. Loop mooi.